Dis die Rockfight Rugby podcast. Die groot wedstryd van hierdie naweek, natuurlik, daai derby op die DHL stadion. 7:30 die aand, wat 'n baie vreemde tyd is, né? Maar Stormers teen die Sharks en vir verandering is daai derby ook sommer uitverkoop. Dis nie net met die bulle wat uitverkoopte stadions waarborg nie. Hoe dink jy is dit? Ja, dit is 'n lekker Saterdag aand. Ek dink dit het doen met die sukses wat daar's 'n paar wenne dit help. Julle paar wenne nou in 'n ry veral in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ons het net nog gepraat van daai Harlequins. Ek dink die ander woord is struikel. Hulle het seker 'n bietjie gestruikel aan die ander kant as jy dit so wil sê. Maar hulle het dan so min of meer opgestaan. Dus dit is nie in die einde moes hulle so 'n bietjie diep delf om te wen, maar dit is 'n moeilike span om te wen. Verlede naweek ten minste, so dit is groot een in die Kaap. Almal praat daarvan as ver ek hier rondom in die Kaap is dit 'n ene wat almal het regop sit. En die rede is ook die afgelope 4 wedstryde het ek na gekyk MW en dit was 2010 4 jaar terug, maar van die laaste 3 wedstryde was almal binne 4 en 3 punte gewees. Daar was 'n 16-15 1 punt wedstryd en dan was daar van die ander was 4 punte, 3 punte, 5 punte en dit was ek dink dit is die laaste 4 wedstryde op in die Kaap dink ek. Maar so dit is alles baie naby, so daai twee spanne is naby aan mekaar en dit is gaan weer so kompeterend wees. So dit is 'n moeilike Sharkspan, maar hulle het interessante spankeuses gemaak en ek het nie verwag hulle gaan vir Grant Williams en vir Siya Kolisi op die banke en vir Oxenchene. Nou dis 3 spelers wat as ons môre teen die All Blacks speel, is daar 'n buitekans, meer as 'n goeie kans dat hulle 3 gaan begin. Miskien Reinagh sal begin, maar Grant Williams gaan verseker in die mix wees of in die 23 wees. As jy praat van 3 van die bestes in Suid-Afrika wat op die bank is vir die Sharks, so dit is strategies. Het hulle seker gekyk na wat dieper in die wedstryd het gebeur. Hulle het hulle span aangekondig so dag voor die Stormers hulle span aangekondig en die Stormers nou self 2 groot slotte op die bank gelos en vir Connor wat eintlik 'n kleiner slot is wat hulle begin. Connor Evans. So hy begin op slot en dan is dit saam met JD Schikkeling en dan is dit Van Heerden en Morat wat op die bank is. 'n groot terugslag vir die Stormers is dat Evan Roos is beseer, of hy het 'n liesbesering, wat hulle sê 'n ligte liesbesering is, wat hy sal dalk volgende week Durban toe kan gaan. Maar dit sit vir Marcel Tennyson nou op 8ste man. So dit is 'n verlies. Ek dink Roos wat hy regkry fisies en op die voordeellyn en hy begin goeie rugby speel weer. So maar Marcel Tennyson is ook 'n goeie speler. Ek dink daai balans van die losvoorspelers verloor hulle nie te veel daar nie. Tennyson en Roos het ooreenkomste wat hulle min of meer dieselfde speel, maar met De Villiers en Ben Jason Dixon op die flank is hulle gevestig. Maar nou later in die wedstryd dan kom Siya Kolisi op. So dit gaan interessant wees hoe dit gaan lyk op daai stadium van die wedstryd, want Oxenchene kom dan ook op. so dan wil jy kyk na Sazi Sandi sal dan sy langste hoe het ons gepraat dat dit jou stats, wat is die stats en ons moet altyd so vir Afrikaanse woord, maar wat jy onder jou skoene ingedraai het, maar dit is weet of as stats, dit ontgaan my nou, ek weet as 'n woord, maar ek kan 'n vraag nie onthou nie. Ja, knoppies, ja. Kom ons sê maar die rugby steel knoppies of so iets, of maar hy sal 'n ekstra lang enetjie daar moet inskroef, want Oxenchene gaan vir hom kom in die tweede helfte. Die veld lyk 'n bietjie beter nou. Daar was mos maar 'n bietjie van 'n gegrom gewees oor die veld in Kaapstad Stadion. Dobson het ook John Dobson het in die media het hy redelik daarvan gepraat. Dit was na die Bulls game en daar was ander geleenthede. Daar was ek dink motorfiets dinge wat hulle daar aangebied het. So daar was planke op die veld vir 'n lang tyd gewees en 'n klomp sand wat daar opgegooi is, maar die gras het dan weer begin groei. So ek dink die skrams gaan beter wees. Daar was 'n stadium wat die ouens die stit in die skrams nie lekker lus was om hulle voete te lig nie, want dan val die skram. Maar so ek dink hulle gaan beter kan skram. Maar groot wedstryd, armdruk, die Sharks altyd 'n moeilike span, baie sterk agterlyn ook, val in die middelveld. Esterhuizen en Ethan Hooker. So een ding met die Stormers maar vetsmeer is daar tussen Sasha en Damian Willemse op 10 en 12, sal hulle daai kanaal maar moet goed oppas en hier en daar 'n flank moet inroep, want daar gaan Esterhuizen gaan daai kanaal toets. Hy toets dit altyd. So hy doen nie net dit nie, maar as hy dit doen, dan doen hy dit goed. Ja. So dit is hulle kry baie momentum van 12 af, veral in jou kwartgebied. Weet daarso is dit baie moeilik om te stop. Ek kan nie lekker onthou nie, maar as ek reg onthou het Sasha laas jaar op 12 gespeel, ook teen die einste Sharks. En hy het in 'n duikslag het hy seer gekry, vroeg in die wedstryd. Kan jy dit onthou?
Onthou ek dit verkeerd? Ja, ek onthou dit ook so, ja. Ja. So, Ja. jy weet, nou kom hierdie Esterhuizen stormram op jou afgestorm, op twee van ons blinkste sterre in die Springbokspan, Sasha van Beek en Komazulu en Damian Willemse. As ek Rassie was, slaan druk ek 'n hele pakkie vlugsout op voor die wedstryd. Dit bekommer my so 'n bietjie. Ja, hulle moet hom net so besig hou tot daar 'n groot voorspeler kan nader kom, maar dit werk nie altyd so nie. Ek meen die aard van hierdie spel is dat jy gaan maar en jy trek so goed as moontlik, maar hy is nie die enigste groot ou wat daar gaan afkom op jou nie, maar ek dink in wêreldrugby is hy die moeilikste 12 om nou te keer. So hy kry baie momentum daar. So dit kan jou as jy daai duikslag verkeerd kry dan kan jy seer kry. Maar dit gaan een area wees wat hulle verseker gaan probeer momentum te kry. Weet dit is nie noodwendig waar hulle gaan deurhardloop nie, maar hulle gaan momentum probeer kry op 12 en jy wil dit ook nie te voorspelbaar maak. Jy weet ons was krities van 10-15 jaar terug. Ek wil nog nie spelers se name nou koppel in 'n sekere spel nie, maar spelers soos Heinrich Voels in die ou tyd byvoorbeeld was 'n groot senter en wat bekend was daarvoor dat hy die bal in daai era heeltyd omtrent net opgevat het in daai kanaal. So Suid-Afrika het vir 'n lang tyd het ons so gespeel. Hulle het daai wapen, maar die Stormers moet ook weet dat Andre Esterhuizen kan ander rugby ook speel. Weet so hy as dit anders dan gaan hy jou weier ook speel. So hy's daarmee net 'n one horse pony nie, so of 'n one trick pony. Ja. So dit gaan 'n binnewedstryd wees. Ek dink die Ox en Che is vir my interessant met Sia en almal op die bank. En dan die Stormers se teenvoeter daarvoor is om vir Morat en vir Van Heerden later op te bring. Lou Nel is die reserve flank wat nie sleg is nie. Ek dink hy begin nou sy voete vind. Hy begin nou bietjie meer ervare raak. Hy kom ook al van Parel Gimnasium af, bietjie meer ingestel op speel ook. Hy's bietjie meer aanvallend, maar baie goeie verdediger, bietjie groter ook. So ek dink hy sal ook sy kant kan bring as hy opkom in die tweede helfte of wanneer hy ook moet opkom. So ja, dit sal interessant wees om te sien hoe die skramstryd vaar. Weet Netling Forsie het goed gedoen in die afgelope tyd. Daar kan hulle miskien so effentjies in die begin die druk effens op die loskopkant opsit voordat Oxenche opkom, maar die tweede helfte gaan hulle sukkel om daar 'n momentum te kry. Ons weet as Oxenche sy voete daar vind dan gaan jy hom nie sommer terugskram nie. Ek wil nou 'n bietjie kontroversieel wees. Ek weet die Plaas en Stormers man gaan baie ongelukkig wees en Harry gaan my onmiddellik seker bel. Maar weet daai wedstryd in Harlequins, die een ding wat vir my uitgestaan het was Warwick Galant. Wat weer heeltemal op sy eie gegaan het en weet op die dag is hy 'n briljante speler, maar die maat as hy die dag nie aan is nie, is hy eintlik 'n so groot risiko. As hulle hom nie kan beteel nie, as dit die regte woord is. Sasha moet ook as kaptein vir hom sê jy mag nie dit doen of wat ook al nie, want as hulle hom net 'n bietjie te veel vryheid gee en hy speel wat hy noem goofball. En die Stormers moeilikheid, want hy probeer te veel op sy eie doen, hy probeer flashy wees, hy probeer hierdie vreeslike offloads doen en alles en dit werk nie altyd nie en dit plaas die span onder geweldige druk. En dit was 'n groot deel van die rede hoekom hulle te verloor het teen Harlequins. Dit was nie die enigste rede nie, maar dit was 'n groot deel daarvan. Ek dink Warwick Galant moet so 'n bietjie in toom gehou word, as jy my vra. Ja, ek dink so. Ek dink 'n groot deel van wat by Harlequins gebeur het, ek dink daar's Marita wat jy sê. Ek dink mens moet versigtig wees om en die aangee wat ons van praat is daai aangee onder druk. En baie keer en dit daar's groot jy kan groot baat daaruit, maar daar's ook 'n groot risiko. Maar die Stormers het al meer so gespeel die afgelope naweek ook, het hulle hoë volume aangee van die grond af en in die kontak gedoen. Ek dink aan Harlequins ook wat 'n faktor was MW is dat daar's van die spelers wat hom miskien nie so goed ken. Die agterlyn was eintlik net hy en Damian Willemse wat kom ons sê maar gereelde of wat sou die eerste keuse agterlyn sou wees as ek dit so kan stel. So ek dink baie van dit het te doen hoe die spelers hier rondom jou lees. Weet dit was Luke Burger was nou half ook nie op vleuel gewees en so daar is 'n bietjie van 'n verandering of twee gewees. Veronderstel om mekaar beter te ken, weet hulle is baie op die oefenveld ook saam, so is nie 'n absolute verskoning nie, maar ek dink dit is miskien ter versagting, maar ek dink jy's reg, ek dink Harry sal nie te kwaad wees vir jou nie, want ek dink hy het dieselfde gedagte dan vir Google, maar wat dit presies sê is dat ja, dit is 'n risiko, maar nou
jy kry dit van die briljantste spelers in die wêreld het so gespeel, weet as jy David Campese gekyk het, het hy van die belaglikste goed op die aardbol gedoen wat ons nou nog hoogtepunte van sien, en dan sien jy weer die briljante dreef wat hy gemaak het en self gedruk het, en selfs Pieter Rousseau die kere wat hy 15 gespeel het miskien ook soortgelyk gespeel, vleuel miskien 'n bietjie minder, maar ja, so jy het daai spelers wat 'n X-faktor het, so ek dink hulle laat vir Geland so bietjie, hulle gee my totale vryheid nie, maar ek dink hulle laat hom toe om te sê speel die oomblik, en ek dink Dobbs net besef voor die 80 minute gaan daar 1 of 2 goeie dinge wees wat dalk so 'n bietjie skeef loop. Hoopelik sit net 'n skram wat jy dan afstaan en nie 'n 3 nie, en jy kan herstel, maar in die 80 minute gaan hy dalk 5 goed doen wat vir jou 2-3 veroorsaak. So ek dink hulle is op 'n punt waar hulle hom nou sy entoesiasme gaan probeer blus nie. Ek dink hulle gaan vir hom sê, maar vind die balans, moet nou nie mal goed doen nie, moet nou nie uit jou eie kwartgebied uit heeltyd probeer hardloop nie. Maar ek dink tog hy verstaan daai risiko effens beter. Wat hy beter gedoen het die afgelope tyd is om bietjie meer te verstaan wanneer moet jy die bal terugskop en wanneer moet jy die bal weer terug hardloop. En dan maar hy het 'n bietjie van 'n ingesteldheid dat hy kan so op snaakse plekke kan hy opduik. So dit is miskien waar dit so 'n bietjie lastig geraak weet as jy tweede, derde, vierde fase op omgekeerde besit en dan sy eweslikkie tussen die centers of hy kom. Maar dit is tog aan 'n mate wil jy hê dat die hele agter van agteraf wat dit nou van agteraf kyk en wat miskien 'n bietjie van 'n beter prentjie het van waar moontlike gapings kan wees en aanvoeling dit kan speel. Maar ek dink jy het dit ook goed gestel in jou ek dink wanneer jy die voorskou ook van die Stormers en die Sharks plaas op die webtuiste sal jy sien. Ek het al so oogie op hom gehad en ek dink is goed geskryf en Geland is 'n groot komponent in dit en dit bou eintlik in 'n mate ook op. In 'n mate as Geland 'n goeie dag het, dan is dit die Stormers wat waarskynlik gaan wen. Interessant genoeg in hierdie wedstryd is ook 'n bietjie van die veld af drama wat eintlik agter die skerm amper afspeel, en dit gaan nie oor JP Pietersen die afrigter, die waarnemende afrigter of die caretaker afrigter. Ons het hierdie week ek en Harry met Marco Mazzotti gepraat, die hoofbeheerende aandeelhouer, eintlik maar die waas van die Sharks. Die man wat die cheque skryf, het dit meer as een keer vir ons gesê, ek moet die cheque skryf. ek het daai cheques te skryf, alles my span 14 op die punte leer lê nie, maar nou ja. En dis eintlik 'n belangrike punt daai. Die Sharks is nie tevrede met daai posisie wat hulle het, al hierdie talente, hulle het al hierdie moontlikhede, al hierdie ambisie en alles, en dit kom net nooit werklik tot wording wat se woord nou nie, tot come to fruition nie. Nou JP Pietersen aangestel het John Plumtree in die middel van die seisoen laat gaan. Hy blykbaar hang nog steeds daar rond. Hy is nog steeds op die word steeds 'n salaris betaal. Hy konsulteer nou so 'n bietjie. Ek dink die probleem met die Sharks was van die begin af wat was te veel kokke in die kombuis, maar nou ja. Nou is JP Pietersen tussentyd, dit Marco Mazzotti nou vir ons my en Harry gesê, hulle gaan middel Februarie aankondig wie's die nuwe afrigter en of dit 'n nuwe afrigter gaan wees of JP gaan aanbly. Dink jy die JP is 'n bietjie onder druk hierso en hy sal graag hierdie een wil wen, want as hy hierdie een verloor en die hele raadsaal intriga hang oor sy kop, wie gaan nou sy werk doen en alles, bietjie ekstra druk op hom, of dink jy dit kan ook wees dat die spelers dalk bietjie uit hulle vel uit gaan speel, juis om vir JP 'n bietjie van 'n hupstoot te gee, daar as daai besluit geneem word? Ja, en ek stem saam en ek dink dis tweeledig. Ek dink daar's druk op die puntelys en daai druk gaan die spelers ook voel. En hulle weet dat waar hulle tans lê op die punteleer 14de is glad nie goed genoeg. Dit weerspieël nie van wat hulle is nie. So die spelers het druk. JP het eintlik goed gedoen onder die omstandighede, want dit kon eintlik baie vinnig baie lelik getrek het as jy so iemand net so insit daar. Maar ek dink hy kyk na 2 naweke in 'n ry. Dit gaan in 'n mate sy toekoms bepaal. Wen in die Kaap, wen in Durban, en dit gaan baie moeilik wees vir Mazzotti om hom te ignoreer. Nou, ek weet nie hoe mate hulle hom gaan betrokke hou nie. Dalk wil hulle effens meer ervare afrigter hê wat meer deur winter is en wat ander lande al afgerig het en dalk internasionaal ensovoorts. Dis nie altyd 'n waarborg dat dit werk nie, maar daar's nie baie van hulle wat beskikbaar is nie. Maar ek dink as sal vir hulle waarskynlik goeie nuus wees as hy kan goed doen. Die ander probleem is as Mazzotti hulle al uitgereik het na 'n afrigter, dan is dit nie 'n gesprek wat môre gaan begin nie. Dis 'n gesprek wat hulle al gehad het die afgelope week of 2. So as hulle 'n aankondiging wil maak, dis 'n suspisie vir my, het hulle waarskynlik al met iemand gepraat, want jy gaan nie net kyk wat JP doen vir die afgelope 2 weke en eweslik nou besluit, hy sê goed genoeg nie, kom ons soek nou iemand hier, dan is iemand beskikbaar nie. So dit is Plumtree is al vir 'n tydjie wat hy al, is al laas jaar wat hy al gegaan het. So hulle het waarskynlik, ek dink wat gebeur het is, die oomblik toe hy gegaan het hulle vir JP aangesit en hulle het begin soek.
dis my vermoede. Ja, ek stem En ek saam. dink hulle gaan aankondig dat iemand anders in Februarie aankom, maar so jy gaan nie net iemand sommer net so uit die lug uit pluk nie. So ek voel jammer vir JP. Ek dink tog hulle gaan hom in die proses behou. Ek dink hulle gaan hom 'n senior afrigtingsrol gee waarskynlik. Saam met so afrigter hopelik. Maar nou, dis nou ook maar my spekulasie, Ja. maar die volgende 2 naweke gaan druk sit op die proses. Hy gaan vir hulle sê, hoor, so wanneer ek wen nou in die Kaap en ek wen in Durban en die ouens, want ons ewe skielik nie meer 14 punte nie, ons het nou 24 punte of wat ook al, of 22. Ek het die skip gedraai. Ek het 'n vermoede hulle het al lankal met ander manne, want hulle moes proaktief wees, want hulle het nie 'n waarborg gehad dat Petersen gaan goed doen nie. Ek stem met jou saam. Ek dink net nie hulle sal die fout maak om vir JP 'n pos aan te bied in 'n nuwe bestel as hulle juist 'n nuwe after kry om te kom met 'n nuwe skoon besem nie. Jy weet, ek dink hy sal sy eie mense wil bring. Dis my gevoel is en ek sal eintlik jammer wees as JP soort van in die stof moet byt as gevolg daarvan nie. Maar jy het nog gesê hierdie topklas afrigters, daar's nie baie vir hulle beskikbaar nie ensovoorts. Maar daar's een baie belangrike prominente een beskikbaar skielik van laasweek af. En as weet die Natalers hou van hulle Nieu-Seelanders. Wat dink jy as Scott Robertson som enige al Durban opdaag? Ja, almal met hulle lemme slyp daar in Durban, ja, daar kom 'n lem. Dit sal interessant wees, maar miskien sal dit vir hom goed wees om te sê, maar kom ek gaan sommer heeltemal na 'n nuwe kontinent toe, weet ek weet nie hoe vies is hy nog van Nieu-Seeland rugby en vir Nieu-Seeland nie. Ons praat nou van Scott Robertson wat ons nou so half oor wonder en enigiets is moontlik. So dit het al snaakse gebeur. Ek kyk na die Amerikaanse rugby daai wat hulle met die valhelms met die gridiron soos hulle sê speel. Eintlik dis van die 32 spanne is daar iets soos 14 afrigters wat onder druk is, 7 klaar slag gefeier. Dis vreesloos. Amorim by die Man United het maar dit ook 'n tydjie gekom, maar nou ek weet vir konteks, maar die wêreld van afrigting wêreldwyd maak nie saak wat 'n sportkode is nie, die ding is maar jy moet wen jy nie, almal vies, ondersteuners is vies, die borge is vies en kry 'n nuwe afrigter, hopelik kan hy dit regkry. So dit is 'n baie moeilike werk om te hê. Maar so iets, kyk daar's lekker branders, nee, hy's onthou Reiser of Robertson is baie lief vir branderplankery ook. So ek dink dat Durban se kus sal hom goed doen. Ek weet nie, is nie ek vermoed jy het dit effens tong in die kies gesê, maar wie weet 100% tong in die kies. Ja, absoluut. Ja. So 100% ons maak dit 99% tong in die kies, net vir daai buitekansie, jy weet nooit. Ek dink die timing is uit, Ari, ek soos jy gesê het, hulle het waarskynlik al laas jaar met iemand begin praat. En Scott Robertson is eintlik eers van verlede week af beskikbaar. So ek spot eintlik maar net ons hierdie week met Martin Devlin van daar in Nieu-Seeland gepraat. Kyk bietjie na daai, dis op ons Megaphone Rugby kanaal en jy kan ook op ons webwerf daai podcast gaan kyk. Dis vrek interessant wat daar aan die gang is. Kan jy jou indink? Die Springbokke laat weet dank sommige verrassie af. Okay, dit is nie heeltemal die ding nie, maar dis so 'n soortgelyke skok wat in Nieu-Seeland nou plaasgevind het. Dis rugby soos 'n godsdienst amper daarse, né? Dis 'n groot storie. Maar kom ons praat gou weer oor die Sharks en Stormers. Wat is jou voorspelling? Wie gaan wen? Ek dink weer eens ek neig na die tuisspan en ek sal sê die Stormers met die tuisveld, maar dit gaan vir my baie dieselfde tipe. Ek het 'n gevoel dit gaan baie soos die Bulls wedstryd wees, weet dat dit nie 'n groot telling gaan wees nie en dat dit maar 'n bietjie net toetsrugby gaan neig. Moeilik om te voorspel. Die 7:30 in die aand is 'n bietjie van 'n ander gevoel as die 6:00 wedstryde. Die Kaap sak mos laat, die son sak laat in die Kaap in die somertyd. So dis so net voor sononder wat die afskop nou is. Die son skyn nog lekker nog hier na 8:00 se kant toe in die somer, maar of na 7:00 verseker na 7:30 begin die sak, maar so dit is maar aandwedstryd en ek weet nie nou is nie so groot uitdaging daarom in die Kaap soos in Durban nie en die weer is 'n bietjie anders, maar daar was al aande gewees in die Kaap waar dit wel gebeur het. So as maar kyk na die weervoorspelling of die Kaap daarom 'n mooi dag gaan gee, maar ek sou sê voorspelling gewys, ek sal nog steeds sê die Stormers het momentum en hulle het 'n goeie rekord tuis en ek dink dit is 'n seisoen wat hulle bietjie beter is as vorige jare in terme van hulle momentum te behou. So laas naweek was belangrik geweest, maar ek dink net. Ek sal weer sê dis binne 7 punte as ek moet braaf wees. Ek stem met jou saam, ek dink so. Right, en nou moet ek vir jou my dubbeldoor antwoord gee want daar's 2 Suid-Afrikaanse spanne wat teen mekaar speel, Sharks teen die Stormers. Wat moet die Stormers doen om te wen?
Stormers moet vertrou in hulle rugby van aanvallende rugby. So hulle speel van Sasha af, laat Sasha speel wat hy sien en wees op sy skouer. En ek dink Sasha het die vermoë om so harde wedstryd het hy gaan vir jou so 2-3 geleenthede in die wedstryd gee wat die verskil kan maak. So hou mooi dop wat Sasha doen en bly op sy skouer. Sleutelspeler daai. Ja, hoop net ek realiseer nie. Reg, en die Sharks? Ja, Sharks sal goed moet verdedig. Hulle sal moet goed skop. Moenie in die Stormers se keel afskop nie. Moenie vir hulle spasie gee nie. En die bank wat opkom met Sia, Ox en Grant Williams, as daai drie in die tweede helfte hulle voete vind, dan kan hulle naby wedstryd dalk net omdraai in die laaste 10 minute.